Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 22ste Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: plaasaanval, 'n boervrou erg aangerand op Colini. Nuushooftrekke vir vandag: verskeie brandstofgarages het reeds pryse verhoog of gee nie die regte inligting deur nie. Plaasaanval op Colini, 50-jarige boervrou erg beseer, maar leef gelukkig. Verskeie lande wil help om Hormuz straat te beveilig. Bulle wen oortuigend in 'n VRK-wedstryd op Loftus. Iga Swiatek is uitgeskakel deur haar landgenoot in 'n tennistoernooi. Griekos verneder die Grens Bulldogs in Kimberley. Gedurende die week het die aanval op ons boeregemeenskap weer eens statistieke vermeerder met die sinnelose aanval. Wat se middele om haarself te verdedig, het 'n 50-jarige vrou teen 'n aanvaller wat gewapen is met 'n stuk pyp in die hande. Dinsdagmiddag was Liani van der Berg aangeval deur die man toe sy op pad na haar perdestalle was om vir die perde kos te gee. Die aanvaller het haar oral op die kop en liggaam met die yster geslaan totdat die bloed loop en sy het op die grond geval. Liani was gelukkig en het skoene met staalpunte gedra en het dit reg gekry om die man tussen die bene te skop. Hy was wankelrig en het toe besluit om eerder weg te hardloop. 'n Werker op die plaas het haar te hulp gesnel. Liani het haar man gebel wat 70 km van die plaas af werk. Albei was geskok. Sowat 30 boere was vinnig op die toneel en het gehelp soek na die aanvaller met bakkies en hommeltuie, maar sy spoor het verdwyn want dit het erg gereën deur die dag. Liani is aan die plaaslike hospitaal geneem vir behandeling en sterk nou tuis aan. Die motief volgens die polisie is raaisel en nog geen inhegtenisname is gemaak nie. 'n Woordvoerder van die polisie sê dat 'n saak van aanranding met die opset om ernstig beseer oopgemaak is. Die waarnemende polisiekommissaris in die area sê dat die voorval veroordeel word en dat misdrywe wat teen plaaseienaars gemik word, eers gestel word. Enige iemand wat inligting het oor hierdie saak, kan die polisie se stopmisdaadnommer by 08600 1011 skakel. Onderduimse brandstofverskaffers wat wil min slaan uit die krisis in die Midde-Ooste sal voor stok gekry word, waarsku die Wes-Kaapse regering. Daar is meer as genoeg brandstof in voorrade. Alle verskaffers moet onmiddellik volle bestellings van brandstof aan hulle kliënte kan lewer. Die Departement van Minerale het in 'n verklaring gesê Suid-Afrika se brandstoftoevoer bly stabiel en daar is geen gronde vir paniekaankope nie. Dit is oneties vir verskaffers om die lewering van brandstof uit te stel terwyl hulle wag dat pryse styg. Enige verskaffer wat hieraan skuldig bevind word, sal geassesseer word vir regsaanspreeklikheid. Dit is onaanvaarbaar dat onnodige brandstofransonering nou 'n bykomende stresfaktor is. Lydens die verklaring werk die Brandstofbedryfsvereniging van Suid-Afrika, VIASA, met Agri Weskaap saam om verskaffers te identifiseer wat voorrade ransoneer. President Donald Trump het Amerika se jarelange bondgenote in die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, NAVO, lafaards genoem, omdat hulle nie gehoor gegee het aan sy versoeke om militêre hulp teen Iran en om die straat van Hormuz te heropen nie. Sonder Amerika is NAVO 'n papiertier, skryf Trump op sy sosiale media platform Truth Social. Trump, wat al jare lank skepties is oor die westerse militêre alliansie, het die laaste paar dae in 'n reeks tirades teen NAVO uitgevaar. Donderdag het 6 lande, waaronder Brittanje, Frankryk, Duitsland en Japan gesê hulle is gereed om by te dra tot gepaste pogings om die straat van Hormuz te beveilig. Hulle het hulle nie daartoe verbind om in die seestraat betrokke te raak nie, terwyl ander bondgenote soos Duitsland en Italië nie betrokke wil raak voordat daar 'n skietstilstand in die oorlog in die Midde-Ooste is nie. Die vervolging van mense in hoë-profiel korrupsiesake is hoog op sy lys van prioriteite, soos sy advokaat Andy Mothibi, nasionale direkteur van openbare vervolgings. Mothibi het ook benadruk dat hy 'n funksionele nasionale vervolgingsgesag van sy voorganger, advokaat Shamili Batogi, geërf het, wat volgens hom goeie werk gedoen het om die instelling na staatskaping te herbou. Volgens hom het hy die direktoraat opdrag gegee om te verseker dat daar werklik beduidende sukses in die hoë-profiel sake behaal is. Hulle het onlangs gesien hoe Vincent Smith, 'n gewese LP, skuldig bevind en gevonnis is. Ons wil ook graag toesien dat die vervolging van voormalige senior bestuurders van Transnet en Eskom optimaal uitgevoer word. In die Steinhoff-saak is daar ook 'n saak afgehandel van 'n gewese oudithoof wat tot 4 jaar tronkstraf of 'n boete van R2 miljoen gevonnis is. 'n Stoomlokomotief het van dese week die eerste keer in 16 jaar weer op die spoorlyn tussen Hartenbos en Mosselbaai geloop.
Silvia was die eerste stoomlokomotief om weer op die roete te loop sedert die Autenika Choo-Choo in 2010 sy laaste rit van George in Musselbaai onderneem het. 'n Tender vir die herstel en bedryf van die ou spoorlyn is uiteindelik in 2023 geadverteer en 'n toekenningsbrief is in 2024 uitgereik, gevolg deur onderhandelinge oor hierdie kontrak. Volgens Ekstrom was die Transnet-inspekteur tevrede met hoe dinge afgeloop het en word die eerste ritte met passasiers oor die Paasnaweek op 4 en 5 April beplan, sodra hulle die groen lig van Transnet gekry het. Die plan was verder om die roete elke tweede week vir die publiek aan te bied. Die maatskappy bied ook ritte tussen Hartenbos en Grootbrak aan. Hulle kyk daarna om die roete moontlik uit te brei na George en op 'n langtermyn so ver as Oudtshoorn in te sluit. Man het in die Landdroshof in Plettenbergbaai verskyn op aanklagtes van onder meer aanranding en inmenging met die pligte van 'n wetstoepassingsbeampte. Die grondbesetters het Woensdag byeengekom blykbaar om grond in KwaNokuthula en Kranshoek te beset. Een persoon is in hegtenis geneem. Munisipale wetstoepassingsbeamptes het munisipale infrastrukture beskerm en die polisie se eenheid vir openbare orde was ook op die toneel gewees. Die munisipaliteit het die optrede veroordeel en inwoners gewaarsku dat oortredings van die hofbevel tot vervolging en moontlike tronkstraf kan lei. Volgens die munisipaliteit kry behuisingsbehoeftes aandag deur middel van gestruktureerde wettige prosesse en word inwoners aangemoedig om hulle by die munisipale kantore in Bitou op die amptelike database vir behuising te laat registreer. Die Wallisers het vroeg in die wedstryd eers toegeslaan toe die bulle heel agter David Kriel in die middelveld misgetas het en dat Harry Miller, die besoeker se buitesenter, die kans gegee het om die krane oop te draai na die bulle se doellyn toe. Ambrose Papier, wat weer in die nommer 9 try begin het, na die verlede naweek kapaa geword het, is in die 34ste minuut langs die kantlyn af om die bulle se bonuspunt 3 te druk. Cardiff het wel aansienlik beter verdedig later in die wedstryd en kon die skade beperk het. Die bulle het maklik die oorhand gehad, maar is nie asof die besoekers ooit gelyk het na 'n span wat 'n opskudding in die hoofstad sou gelewer het nie. Die Ierse bulspan Munster sal volgende naweek sonder twyfel meer om die lyf hê wanneer hy Pretoria aanland om die tuisspan te toets. Die bulle het 40 aangeteken teen Cardiff se 7 punte. Cricket Suid-Afrika het in 'n verklaring bekend gemaak dat Australië aanstaande jaar in Maart en April in Suid-Afrika sal toer vir 3 eendag en 3 T20 wedstryde, sowel as 'n enkele toets. Eerste skote klap op 18 Maart met 'n T20 wedstryd in Kimberley. Australië sou in Maart en April 2020 in Suid-Afrika kom toer het, maar weens die COVID-19 pandemie is die toer destyds afgelas. Aussies het van die wêreld se voorste spelers soos Beth Mooney, Ashley Gardner en Fope Litchfield in hulle geleedere. India sal ook die komende seisoen in Suid-Afrika kom toer. Die Protea vroue in Indië pak mekaar aan 3 eendag wedstryde, sowel as 'n enkele toets. Die toets word in Canberra aangebied. Die Suid-Afrikaanse bergfietsryers Matthew Beers en Tristan Nortje het in 'n uitmergelende 5de skof hulle alles gegee en 'n moontlike Cape Epic titel binne hulle bereik gebring. Die draers van geel en goud, Luca Bruidout en Simone Avondete van Italië, is meer bekend as veldren spesialiste, maar die Suid-Afrikaners kon hulle nie afgeskit het nie. Met so wat 'n kilometer oor het Avondete geval, weer op sy fiets gespring en hy en Bruidout kon steeds die skof in 'n nalrit in 5 ure, 9 minute en 51 sekondes gewen het. Serrano van Spanje en Switserland se stoetsman het tweede geëindig met Beers hulle in die 3de plek. Die 34-jarige Kaapenaar, Candice Lill, kan vir die eerste epietitel by haar vele ander fietstitels bygevoeg het. Sy en haar Switserse spanmaat, Alessandra Keller, het gister die vroueskof oor 90 km vanaf Botrivier met klimwerk van 2150 meter in 4 ure, 29 minute en 8 sekondes gewen. Lille geniet nou 'n buffer van 14 minute en 18 sekondes teenoor Amerika se Kate Courtney en Greta Seiwald van Italië. Iga Swiatek is donderdag deur haar Poolse landgenoot Magda Linette in haar eerste wedstryd in die Miami Ope geskok. Linette 50ste op die ranglys het teruggeveg om in 3 stelle met 1-6, 7-5 en 6-3 teen die 6-malige Grand Slam kampioen te wen. Linette speel volgende teen die 20-jarige Alexandra Ila van Filippyne wat ook in 3 stelle en in 3 ure en 20 minute met 6-7, 6-3, 6-3 teen Duitsland se Laura Siegemund aan die wenkant was. Die 17-jarige Franse tiener Moïse Kouame was met sy oorwinning oor Zachary Svidja die jongste speler sedert Rafael Nadal in 2003 in Hamburg om 'n meester 1000 wedstryd te kon gewen het. Hy het as 'n genooide speler die Amerikaanse kwalifiseerder met 5-7, 6-4, 6-4 gewen. Bryson DeChambeau, die gewilde Amerikaner, het sy voorsprong in die tweede ronde van die LFV golftoernooi by Steyn City na 2 houe vergroot na ronde
van 65 wat 'n -6 insluit, wat sy toernooitelling op 14 houe beter as die baansyfer te staan gebring het. Tambou was na 5 bytjies, 5 houe onder die syfer vir die dag en op 'n koers om 'n beslutting van hierdie baan te maak. Die jong Spanjaard, David Puig, op 64, van die Fireballs en die Kaapse Brandon Kruis op 66, is op 12 houe onder baansyfer, warm op dit Tambou se spoor. Kruis sê het hou vir 'n voeltjie, op die 18e het rakelings verby die blikkie gerol. Hy het die afgelope 2 dae gewys, hy is naby aan sy beste vorm. Charles Schwartzel het 'n ronde van 70 op -1 gespeel, terwyl die spankaptein Louis Oosthuizen 69 houe vir 'n tweede agtereenvolgende dag bestendig was, sonder om 'n vuurwerk te kan lewer. Die SA beker se uitslae lyk as volg wat die naweek gespeel is. Die Suzuki Griquas het 97 punte opgestapel teen die Grens Bulldogs se 7 punte. Die Griffins het 29 punte aangeteken teen die Luiperds se 23 punte in Welkom. Sanlam Boland Cavaliers het 93 punte teen die 24 van die Valke opgestapel. Die Vrystaat se Toyota Cheetahs het 7 punte aangeteken teen die Pumas se 10 punte. Die SA beker lyk as volg. In die eerste plek is die Griquas op 14 punte, in die tweede plek is die Boland ook op 14 punte. Die derde plek is die SWD Arende op 11 punte, in die vierde plek is die Pumas met 10 punte, gevolg in die vyfde plek deur die Griffins met 9 punte, die Cheetahs lê in die 6de plek met 6 punte, die Valkas in die 7de plek op 5 punte, die Oostelike Provinsie is in die 8ste plek met 1 punt, die Grens Bulldogs is in die 9de plek met 0 punte, en die Luiperds is in die 10de plek ook met 0 punte. Week 13 se VRK wedstryd uitslae lyk as volg. Die Bulle het 40 aangeteken teen Cardiff Rugby se 7 punte. Die Scarlets het 36 aangeteken teen Zebre se 17 punte. Benetton het 31 teen Ospreys se 19. Glasgow Warriors het 38 teen Leinster se 17 punte. Ulster het 19 teen Connacht se 26. Die Leeu's het 54 aangeteken teen Edinburgh se 17. Die Sharks het 45 en Munster het 0 aangeteken. Punteleer lyk as volg van die VRK. In die eerste plek is die Glasgow Warriors op 49 punte, in die tweede plek is Ulster op 42, in die derde plek is die Stormers op 41 punte, in die vierde plek is Leinster met 41, in die vyfde plek is Cardiff Rugby met 40 punte, gevolg in die sesde plek deur Munster met 39 punte, die Leeu's is in die sewende plek met 37 punte, die Bulls is in die agste plek met 35 punte, gevolg in die negende plek deur Connacht ook op 35. Die Ospreys is in die 10de plek met 29 punte, die Sharks is in die 11de plek met 28 punte, gevolg deur Benetton in die 12de plek met 27, in die 13de plek is Edinburgh met 23 punte, in die 14de plek is die Scarlets met 21 punte, in die 15de plek is die Dragons met 20 punte, in die laaste plek is Zebre met 12 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Mosina 21-30, Polokwane 17-24, Lephalale 19-27, Mbombela 19-29, Mahikeng 17-20, Pretoria 17-25, Johannesburg 16-19, Ermelo 14-21, Galagadi 22-35, Gaborone 18-21, Richards Bay 20-34, Pietermaritzburg 15-32, Durban 18-29, Port St Johns 16-29, Pongola 20-30, Maputo 21-32, Bethlehem 14-21, Bloemfontein 16-27, Allewal Noord 15-29, Welkom 16-25, Vryburg 17-26, Kimberley 18-32, Appington 20-35, Prieska 17-34, Springbok 18-33, Karasburg 21-37, Keetmanshoop 22-37, Mariental 20-36, Alexanderbaai 14-22, Brandvlei 20-35, Loederitsbaai 14-29, Vredendal 16-33, Kaapstad 16-22, Sutherland 13-26, George 14-26, Jeffreys Bay 15-28, Geberra 15-30, Grafreinet 14-28, Kapogilas 16-22, De Aar 17-31, Molteno 12-24, Beaufort Wes 15-30, Oos-London 17-31, Mabalane 22-31 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so:
Die rand verhandel teen R17 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.92. 'n euro verhandel teen R19.68. Die pond kos R22.69. 'n yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $1,970. Palladium per fyn ons is $1,445. Silwer per fyn ons is $67.60. Goud per fyn ons is $4,488. Brent olie per vat is $112.19. Gedagte vir die dag: sê jammer al is jy reg, wees geduldig al is jy kwaad, lag hardop al wil jy huil, leef eenvoudig al het jy baie, wees dankbaar al het jy min. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename Sondag word vir almal toegewens.